Danny. Baie welkom aan julle. Vandag staan ons hier saam in stilte en eerbied om afskeid te neem van iemand wat 'n betekenisvolle deel van ons lewe was. 'n Lewe wat soos elke lewe gevul was met oomblikke van vreugde, uitdagings, groei en menslikheid. Deur woorde, dade en teenwoordigheid het Andreas Stefanus Senekal, gebore 13 Julie 1947 en heen gegaan op 8 Desember 2025, 'n plek in ons harte gevind, wat nie vervang kan word nie. Die verlies wat ons vandag voel, herinner ons aan hoe diep die verbondenheid was. Dit is moeilik om te aanvaar dat iemand wat so werklik deel van ons daaglikse bestaan was, nou net in herinneringe voortleef. En tog is dit juis in hierdie herinneringe dat betekenis bly voortbestaan. In stories wat vertel word, in waardes wat oorgedra is, en in die oorvloed wat steeds voortduur. Ons neem vandag afskeid, maar ons neem ook dankbaarheid saam. Dankbaarheid vir gedeelde tye, vir klein oomblikke wat groot betekenis gekry het, en vir 'n lewe wat ander geraak het. Al is hierdie pad van afskeid swaar, stap ons dit saam en vind ons krag in mekaar. Mag daar rus wees en mag ons voortgaan met respek en vir die lewe wat was en met die wete dat ons werklik saak gemaak het, nooit verlore gaan nie. Ek gaan nou voort om die begrafnisformulier aan die voor te hou. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons Hemelse Vader het so beskik dat Andrei deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en krag bystaan en dat hy verder met ons gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en sy kind tot nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer, heerlikheid, tot in alle ewigheid. Ek gaan nou 'n liedjie speel, terwyl ek die kus gaan sak, en dan gaan ek dan net daarna die geloofsbelijdenis doen en 'n gebed saam met julle. Wat julle kan saam sê as julle wil. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, en vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergifnis van sondes, die opsting van die vlees en 'n ewige lewe. Here, dankie dat ons so by mekaar kan wees. Ek wil nou bid dat U met die tannie sal gaan en daar by sal staan.
U met die liefde sal omring wat ook al, Here, en ek wil die seën oor elkeen uitspreek, liefde van God die Vader, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, met elkeen van ons sal gaan, in die naam van Jesus Christus. Dankie daarvoor. Amen.